Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in 1 Johannes 3 vers 18, My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Hoe verbeter 'n mens die kwaliteit van verhoudings in jou lewe? Eerstens, toon altyd waardering. Wie is die mense wat werklik saak maak in jou lewe? Laat hulle weet dat jy hulle liefhet en dat hulle saak maak en doen dit gereeld. Het jy geweet dit vat 17 komplimente om een negatiewe opmerking te neutraliseer? Baie van ons dink die beste manier om mense te help is om hulle die heeltyd te korrigeer. Maar die beste manier om ander te help is om die beste in hulle raak te sien. Het jy al ooit van die 101% beginsel gehoor? Soek na een ding wat jy in iemand bewonder en moedig hulle dan 100% aan in daardie area. Tweedens, stel ander eerste. Filippense 2 vers 3 en 4 sê, Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. As 'n mens jou beste gee om hierdie ingesteldheid in jou verhoudings met ander te hê, sal jy baie ver kom. Derdens, los konflik op, vergewe en beweeg dan aan. As iemand jou seer gemaak het en jy moet dit aanspreek, doen dit dadelik. Los dit op, vergewe en beweeg aan. As dit nie die moeite werd is om op te bring nie, vergeet dit en beweeg aan. Laastens, maak tyd vir die mense wat saak maak. Maak seker dat jy nie jou tyd op 'n eerste kom, eerste dien basis weggee, sodat jy die mense in jou lewe wat die meeste saak maak, afskeep nie. Here, dankie vir die mense in my lewe. My gebed is dat U altyd die middelpunt van al my verhoudings sal wees. Dankie dat ek U kan vertrou om my te lei in wat om te sê en te doen. Mag U in al die verhoudings wat ek met mense het, verheerlik word. In Jesus naam bid ek dit. Amen.